Gaan ek maar vanoggend so moet preek. Net soos julle daar sit, dan spreek ek die seën vir ons uit. Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God. Almagtige, reg en betroubaar is u optrede, koning van die nasies. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig. Al die nasies sal kom om u te aanbid, want hulle sal sien dat u handelswyse regverdig is. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons het laas Sondag nou nagmaal gehad en ek het die tema hanteer van om in God gemeenskap met die liggaam en die bloed van Christus Jesus gemeenskap te hê. Die tema, en ek het meerendeels die tema aangeraak hoe ons as gelowiges gemeenskap onder mekaar het. Ek gaan vandag so 'n bietjie meer in diepte gaan oor ons as gelowiges gemeenskap met die liggaam en die bloed van Christus. Voor ek vir ons lees, ek gebruik dieselfde teksgedeelte, kom ons buig ons hoofde. Dierbare Here, dankie vir die paartjies wat vanoggend hier is en dankie vir die sang, Here. Dankie vir my stem wat beter is. Ek wil vra, Here, dat u vanoggend teenwoordig sal wees, dat u ons ore sal open ook vir u woord. En dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Okay. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 14 tot 22. Het al die Christene hulle Bybels reg? Okay, ek begin. Daarom, my geliefdes, moet niks met die afgodsdienst te doen hê nie. Ek praat met julle as verstandige mense. Beoordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Omdat dit een brood is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kyk maar, hoe is dit by die Joodse volk? Kom daar dan die gemeenskap tot stand tussen die offeraltaar en die wat die offers eet nie? Wat wil ek hiermee sê? Dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee, maar dat die wat aan hulle offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet met duiwels gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Of wil ons die Here uithart? Is ons miskien sterker as hy? My tema vers is vers 16. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Laas Sondag het ons nagmaal gevier en het ons die tema gehad, gemeenskap met die bloed en die liggaam van Christus. Ek het meer breedvoerig omgegaan met die gemeenskap van gelowiges met mekaar. Maar ek het die gemeenskap met die bloed en die liggaam van Christus nie breedvoerig oor gepreek nie. En dit is nou ook juis vanoggend, dink ek, gepas met die nagmaalviering wat nog vars in ons geheue is, sodat ons dalk die nagmaal dieper kan verstaan. Wat is die betekenis van die nagmaal? Na Sondag het ek vir julle voorgehou dat die nagmaal
'n gedagteviering is, in die eerste een. Tweede een is dit 'n waarborg, en die derde een, viering met die gemeenskap van Christus, en die vierde plek is dit 'n toekomsverwagting, en in die vyfde plek was dit 'n vreugdefees gewees. Die nuwe vertaling wat vir my baie interessant is, en ek, soos julle weet, hou ek bietjie meer van die ou vertaling, maar die nuwe vertaling het hierdie gedeelte, of 'n perikoop soos ons dit noem, vanaf vers 1 tot 22 opgedeel. Die ou vertaling breek hom vanaf vers 1 tot 13 en dan van vers 14 tot 22 op. En ek wil graag hou by die indeling van die ou vertaling, want ek voel hier's 'n boodskap wat as jy die hele gedeelte lees, wat bietjie verlore gaan in dit wat Paulus hierso wil kom sê. Ek dink 'n mens sou eintlik met reg kon vra, maar wat het die afgodediens, of hierdie gedeelte wat Paulus dan praat oor die afgodediens, dan nou eintlik te maak met die nagmaal? Of dan meer spesifiek, wat het dit te maak met ons tema om gemeenskap te hê met die bloed en die liggaam van Christus? Hoor julle mooi, Paulus het die volgorde bietjie omgeruil. Toe Jesus Pasga met sy disippels gevier het, hy eers die brood gebreek en toe die wyn gevul. Paulus draai die volgorde so bietjie om. Vers 16. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Die vraag is dus nie, wat het afgoderry te maak met die nagmaal nie, maar eerder dit dat Paulus iets vir ons diepers hier wil kom illustreer. Vers 14 en 15 praat Paulus met die gemeente in Korinte, wat absoluut vertroud was met die heidense praktyke, en dat hulle self, toe hulle nog heidene was, aan afgode geoffer het. Die offer aan 'n afgod was eintlik gedoen aan 'n bose gees. Ons lees dit bietjie verder, 'n duiwel of 'n demoon, soos vers 20 dit baie mooi illustreer. Met ander woorde, die heiden wat 'n offer na die altaar toe bring, het in werklikheid nie gemeenskap met die altaar soos Paulus daar praat wat hy praat met die Jode nie, maar dat die 'n ander wêreld betrokke is, 'n geesteswêreld, dat die een wat aan 'n afgod offer, eintlik aan 'n duiwel of 'n demoon of 'n bose gees 'n offer bring. Om die punt vir julle verder te illustreer, is dit nodig om dit dalk verder te vat. Die Bybel praat van terme soos lig en duisternis. Die God van die Bybel, die alleen God, en dat alles buiten hom afgode is. Hoor mooi die stelling wat ek maak. Alles buiten die God van die Bybel is afgode. Ons lees ook in die Bybel dat die Satan of die duiwel die god van hierdie wêreld is. Ek gee vanoggend vir my vra, maar wat wil jy nou eintlik vir my sê? Kan julle my mooi hoor? Daar is net een ware God. En dis die God van die Bybel. En dat, hoor my stelling, mense is bang om die stelling te maak, hoor my stelling, en dat al die ander godsdienste van die wêreld, hoor mooi, en dat al die ander godsdienste van die wêreld nie die waarheid is nie, maar versinsels van die duiwel.
Of dalk meer spesifiek, Lucifer het ons die naam gehoor al, wat beteken engel van die lig. Of hy staan ook bekend as die vader van die leuen. Met ander woorde, nie soos dit alom bekend staan, of dalk het julle al die spreekwoord gehoor, alle paaie lei na Rome toe. Of alle paaie lei op die ouende na dieselfde God, ons dien op dieselfde God. Wie van julle het al gehoor van die Interfaith Movement? Waar sogenaamde Christene en Jode en Moslems en Hindoes almal gaan om saam te bid. Vers 8:22 sê, of wil ons die Here uittart, is ons miskien sterker as hy, sê die nuwe vertaling. Ek hou meer van die ou vertaling wat sê, of wil ons die ywer van die Here opwek, is ons miskien sterker as hy. Vers 18 skets Paulus dit verder. As hy praat van die godsdiens van Israel, dat die een wat die offers eet en die offeraltaar vind daar gemeenskapsplaas. Wat bedoel hy? Wat bedoel Paulus as hy dit sê? Dat die een wat sy offer gebring het, dit vir die priester gegee het om te offer, self deel daaraan gekry het om dit te eet, en net so kry die priester ook sy gedeelte, en omdat hy die offer bring, het hulle gemeenskap met God. Dat dit nie net bloot 'n ritueel was nie, want dit lyk vir my baie mense sien die dinge, dis maar net, as jy hierdie ding doen, dan behaag jy dit van God. As jy die ding so doen, dan behaag jy God so. Dis nie so nie. God kyk na die mens se hart. Maar dat daar gemeenskap plaasgevind het tussen God en daardie een. Want daardie een het gekom en hy het 'n sonde gepleeg en hy kom na die priester toe om boete te doen vir sy sonde. Dis nie 'n ritueel wat hy gedoen het nie. Hy het gekom om reg te maak tussen hom en die Here. Onthou, ek praat nou in die Ou Testament, né? Ek praat nou in terme van die Ou Testament. Nou kom ons vanoggend terug na die nagmaal toe. En meer spesifiek na ons tema, om gemeenskap te hê met die bloed en die liggaam van Christus. Want dit wil vir my partykeer ook so voorkom, asof ons as Christene dit, ek kom nie baie kerk toe nie, maar dit is nou my plig om kerk toe te kom, want ek moet ten minste die nagmaal, ek moet die brood eet en ek moet die wyn eet. Sonder om die diep omvang en die betekenis van die nagmaal te verstaan in dit wat Paulus geskryf het. En ek herhaal graag weer vir julle hierdie 5 gedeeltes, en ek gaan dit net nou vir julle bietjie meer saamvat. Dis 'n gedagtenismaaltyd. Dis 'n waarborg, 'n viering van die gemeenskap met Christus, 'n toekomsverwagting, en in die 5de plek 'n vreugdefees. Nou gaan ek weer 'n bietjie terug Ou Testament. Israel het Pasga gevier. En Pasga was die belangrikste fees in die geskiedenis van Israel. Dit is vandag ook nog so, veral onder die ortodokse Jode. Die Here Jesus het voor sy kruisiging ook die Pasga met sy disippels gevier. En daar staan in die evangelies dat hy met verlange daarna uitgesien het om die Pasga met hulle te vier. Hoekom het Israel die Pasga gevier?
Hoekom was dit so belangrik? En hoekom is dit die belangrikste feesviering in Israel se bestaan? Dat hulle noukeurig moes wees met die uitvoering van die fees. Weet julle hoekom? Dis nie die 10 plaae nie. God het vir Israel uit slawerny gaan verlos. Hy het hulle vrywense kom maak. En Pasga vind sy uiting veral in die 10de plaag. Die ander plaag het opgebou tot op die 10de een. En van julle weet dalk, hulle moes 'n 1 jaar oud lammetjie vat en hom slag en hulle moes ongesuurde brood eet. Nou moes hulle hierdie lammetjie se bloed gevat het wat hulle in hulle bakkie opgevang het. En dan moes hulle dit in hulle huise se deurkosyne die bloed gaan smeer het. Hoekom het hulle dit gedoen? Dis die ou verbond. Die nuwe verbond of die Nuwe Testament het Christus Jesus deur sy kruisdood, sy bloed aan elke kind van God se hart, aan jou deur en jou hart, daardie bloed kom smeer. Hy het ons kom verlos van die dood. Hy het ons kom verlos van slawerny, van die ewige hel. Is sy liggaam gebreek vir my en vir jou om met God versoen te kon word. Die ou verbond was die tydelike gewees van die volmaakte verbond wat in Christus Jesus sou kom. Kom ons bring bietjie hierdie goed by mekaar. As jy vanoggend vir jouself die vraag vra, hoekom moes bloed vloei vir een se sonde of vir een se lewe? Want die lewe is in die bloed. Dit is 'n lewe wat gegee word vir 'n ander een. Christus Jesus was die volmaakte offer, wie se lewe vir my en vir jou gegee is. Hy het dit waarvan die Ou Testament die tydelike was, het hy kom volbring. Dus, as ek 'n verloste, 'n weergebore kind van die Here is die nagmaal ten eerste 'n gedagtenismaaltyd. 'n Gedagtenismaaltyd van wat? Van my verlossing wat hy vir my bewerk het. Hy my kon vrykoop het van die ewige verderf. Die tweede plek dat dit 'n waarborg is, omdat hy my vrygekoop het. En die derde plek dat ek my verlossing vier. Nie net elke keer wanneer ek die nagmaal gebruik nie, maar dat my lewe 'n viering sal wees van dit wat die Here vir my bewerk het. Wie van julle wat vanoggend hierso sit, het dankbaarheid vir dit wat die Here vir jou kom doen het? Ek dink nie baie keer besef en verstaan ons werklik wat het die Here kom doen nie. Hy het ons kom verlos van 'n ewige verderf. En dat ek as gevolg van hierdie sekerheid, hierdie vastigheid, 'n toekomsverwagting het. Het jy vanoggend 'n toekomsverwagting? Het jy werklik
vanoggend 'n verwagting dat die Here Jesus weer moet kom. Dis my so baie keer asof mense as ek daar buite sien en loop. Die lewe draai net om dit wat ons in die lewe doen. Die lewe draai net alles om die tydelike dinge. Dit draai nie om die ewigheid nie. En dit is 'n vreugdefees. Want ek is 'n verloste, 'n losgekoopte, 'n vrygekoopte. Dis hoekom die Here aan die kruis gehang het. Dis om ons los te koop en vry te koop. Dis waaroor dit alles gaan. Dis die boodskap van die kruis. Nou kan ek 1 Korintiërs 11 vers 27 lees en verstaan. Hoekom Paulus geskryf het dat as ek die nagmaal op 'n onvanpaste wyse vier, of as daar dalk wetende sonde in my lewe is, sê Paulus, gaan maak reg. Moet dit nie op 'n onvanpaste wyse doen nie. Want jy eet en drink 'n oordeel oor jouself. Weet julle wat sit eintlik in 'n ander woord? Ek minag sy bloed, sy liggaam wat vir my gebreek is. Want daardie gemeenskap waarvan Paulus praat, is nie net wanneer ek die brood en die wyn gebruik nie. Nie net wanneer ek daai broodjie eet en bietjie daaroor nadink en 'n bietjie wyn drink en 'n bietjie daaroor nadink nie. Dis 'n voortdurende lewe, 'n voortdurende gemeenskap met die Here Jesus. En ek as sy kind moet dit ook so eer en respekteer vir dit wat hy gedoen het. En dat hierdie gemeenskap met hom vir ewig is. Eendag ook in die hiernamaals. Ek hoop vanoggend kyk jy met ander oë na gemeenskap met die liggaam en die bloed van Christus. Nie net in tye van die nagmaal nie, maar my hele lewe om. Dat my lewe so ingerig sal wees om gemeenskap, voortdurende gemeenskap, altyd in die teenwoordigheid van die Here te bly. En as ek in daai teenwoordigheid van die Here leef en bly, God is lig, sê die Bybel, dan gaan dit wat hom dalk bedroef, gaan in die lig kom. Ons moet leef soos kinders van die lig. Kom ons buig ons hoofde. Here, baie dankie vir u woord. Ek dink nie altyd, dalk verstaan ons dit, besef nie altyd wat dit is om gemeenskap met u te hê nie. En die verlossing wat ons deelagtig geword het in u seun nie. En Here, dat ons sal leef in daardie gemeenskap met u. Want u het ons vrygekoop, u het ons losgekoop van die ewige verderf. Help ons, Here, om ons lewens so te lei en in te rig, dat my lewe u sal eer,
sodat ek U deur my lewe kan verheerlik. Help vir my as U kind. So bid ek dit vir elkeen van hulle wat U kinders is. Help ons, Here, om vanuit daardie gemeenskap met U te leef. En dankie, Here, dat U Gees in ons woon, om ons te help en te lei. In Jesus naam. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.